Episode 8. Moordplanne. Verschrikkelijk. Kom in. Hoe gaan het met die koning? Wat moet keer? Is hy ernstig siek? Ek bedoel, is sy lewe in gevaar? Antwoord my toch om die hemelsnaam en praat die waarheid. Die majesteit, die twee specialisten is die beste wat daar is in die hele Frankryk. Maar ek is bevrees. Selfs met al hulle kennis kon hulle nie vasstel wat sy majesteit verkeer nie, ek is jammer. Ons kon nie 'n middel kry wat vir die koning se toestand help nie. En ons het alles probeer wat daar is. Nou, wat ons verseker vir u kan sê, die majesteit, is dat die man die koning baie ernstig siek is en dat hy geleidelik al hoe sieker word. Ek is so ontstel, my man. Die dokter sê, hulle kan jou nie help nie, en ek kan jou nie langer so sien nie. Ek weet nie wat om te doen nie. Majesteit mag nie gesteer word. Ek moet haar dringend sien. Wat so gepraat reis het, wat gaan aan? Wat gaan hier aan? Ag, verskoon ons tog, die majesteit, maar die diensmeisie weier om te loop. Sy sê sy het iets baie belangriks om u te vertel. Ag, verskoon tog my vrypostigheid, maar iets het gebeur waarvan ek u moet vertel, u majesteit. Want ek voel, as ek dit nie doen nie, sal ek my plig doen oor die versuim. Dit gaan oor iets wat ek gesien het. U sien, die majesteit, die dag waarop die koning siek geword het, was ek in die kombuis aan diens en besig om kos te maak. Skielik het 'n harde slag my laat wip soos ek skat. Toe ek gaan kyk waar vandaan die geluid kom, kry ek 'n vreemdeling by die stoel, net mooi besig om die deksel terug te sit op die kastrol waarin die koning se kos kook. Toe hy my gewaar het, het my afgestorm. Ons het woes gestoei, maar hy was baie sterk. Hy het my op die vloer neergegooi en die deur uit. Ek het hom agterna gesit, maar teen die tyd dat ek buite kom, het hy spoorloos verdwyn en ek kon geen teken van hom kry. Ek weet nie of ek dit behoort te sê nie, want dit is net 'n vermoede waarvoor ons geen bewyse het nie. Maar die diensmeisie dink die vreemdeling het iets in sy majesteit se kos gegooi. Dit kan dalk die rede wees vir sy siekte en die rede waaroor die dokter se medisyne nie help nie. O, maar dis 'n verskriklike gedagte dat iemand die koning wil dood hê. Julle sal nooit weet hoe dankbaar ek is dat julle dit vir my kon vertel het nie. Julle moet van niemand iets wat sê nie. Ek sal vinnig 'n plan moet maak. Ek dink iemand is besig om die koning te vergiftig. Net my getroue musketiers kan my help. Bevele uitgevoer, presies soos jy dit wou gehad het. Verby die paleiswagte gesluip sonder dat hulle my gesien het. Toe ek in die kombuis ingegaan en die gif ingeroer in die koning se kos waar dit gestaan en kook. Knap gedaan. Ons het die bal aan die rol gesit en al wat ons nou moet doen is om geduldig te sit en wag. Ek kan nie alreeds op Frankryk se troon sien sit. Laat my toe om u majesteit. Moenie sake vooruitloop nie graaf te bonk. Alhoewel ek moet erken, die oomblik waarop ek die Franse troon gaan bestyg is nou baie naby. Jy het goeie werk gedoen, Jacques, maar dit is tyd vir jou om terug te gaan paleis toe. Onthou om jou oë oop te hou en om ons te laat weet van alles wat daar gebeur. Ek wil weet van die geringste dingetjie wat daar gebeur. Is dit duidelik? Ek wil op hoogte wees van wat in die paleis aangaan die dag as ek koning word. Elke bevel van hier sal uitgevoer word. Hy sal niks wat kers was op die avonture van 'n musketier nie. Toe nou julle roskom my pere, hulle is nog laat nie blink genoeg, julle moet blink so spieels. Bom, jy is ook moeilikheid en jy gaan dit nou kry. Hoor jy? Ek hoor sy majesteit die koning het sommer skielik siek geword. Ja, die paleis is volgerigte daarvan, is dit ernstig? Ernstig agtwak, al wat die koning nou nodig het, as julle my vra, is om 'n bietjie oefening te kry. So ja, so julle nou wys. En rek, en strek, en daar sy in Skotland, en op, en op, en strek, en op, en op. Zie, dat is wat hy nodig het.
Ja, dat kan op beslis nie kwaad doen om 'n bietjie swem ook nie. Ha, kan dit? Musketiers, ek is so bly julle is almal hier by mekaar. Die koningin het my gestuur om julle te kom haal. Sy wil dringend met julle praat. Haar majesteit vermoed dat iemand die koning gif ingegee het. Gif ingegee het. Gif ingegee? Gevaar gee sy voet aan wat hy nodig het as 'n bietjie oefening, sê ek julle. Nou ja, waarvoor wag ons? Laat ons weg wees. Die koningin wag vir ons. En dit, my liewe musketiers, is die situasie. Sy majesteit is baie ernstig siek en die beste dokters in die land kan niks vir hom doen nie. Ek is desperaat. Ek dink dit is tyd dat ons die towenaar van Exili se hulp inroep. Wat sê jy, Brakkenjan? Dit kan nog net die antwoord wees. Ja, jy's reg. As die koning gif ingekry het, is Exili alleen met hom dalk gesond kan word. Seker hy sal kan help. Exili weet mos alles van gif en sulke konkoksies. Dis reg, u majesteit. Ek ken Exili en as iemand die koning gif gegee het, sal hy goue teenmiddel kry wat sy majesteit sommer 1, 2, 3 weer op die been sal hê. Met die majesteit se verlof sal ek Exili onmiddellik ontbied om na die koning te kom kyk. Nou goed dan, ons kan niks bloot die ronde laat kom nie. Sê vir hom, hy moet baie gou maak. U majesteit. Laat ons deur asseblief wagte. Haar majesteit die koningin wag vir ons. U majesteit. Kom saam met my. Die koning se toestand versleg vinnig. Wagters staan op sy vir die koningin. My man, ek het die musketiers gevra om een van hulle wyse vriende te gaan haal om jou te kom help. Hy sal jou gesond maak. Ek sal 'n bloedmonstertjie nodig hê, net 'n druppeltjie is genoeg. Wat jy ook al dink is nodig, ek sê ek gee jou my toestel. Dit is te erg. Ek sal die bloedmonster gaan ontleed om uit te vind wat die koning se siekte veroorsaak. As ons dit eers weet, sal ek weet wat 'n medisyne hom gesond sal maak. Nou moet ons Exili terugvat aan sy grot toe in die bos vir wat hy gedoen het. Hey, wat doen jy van jy nou aan? Los my uit! Gedra jou voor die koning en die koningin kom. Kom tog gou terug, Exili. Ek sal 'n groot afdeling soldate saam met jou stuur. Baie dank vir die vriendelike aanbod, u majesteit, maar ek dink is beter as ek liewer alleen gaan. Op my eie sal ek minder aandag trek as saam met 'n afdeling soldate. Jy is reg. Maar is dit nie baie gevaarlik nie, Exili? Hoekom sal dit gevaarlik wees? Niemand weet ek is hier en hoekom ek gekom het nie. Daar is niks om oor bekommerd te wees nie. Ek sal terugkom sodra ek uitgevind het wat die koning bekeer. Dekselsman bleef my sê die koningin het uitgevind en die koning is vergiftig, dan is ons plan om hom te vermoor mos op die lappe. Dis net nie daar sê Hertog te Blambeck. Ek is bevrees, dis nie die einde van ons probleme nie. Ek het nog veel erger nuus wat ek sopas uitgevind het om u te vertel. Nog erger nie, sê jy. En wat is dit? Die musketiers het 'n vriend van hulle gaan haal, 'n towenaar. En ek is seker die vent weet op hierdie oomblik weet wat 'n soort gif ons in die koning se kos gegooi het om hom dood te maak. Want hy is so slim soos die ouetjie van die galg.
Ja, meneer. Daai towenaar is beroemd omdat hy elke soort gif in die wêreld ken en ook elkeen se teenwaar. Die verpligste musketeers is alweer besig om 'n stokkie voor ons planne te steek. Met die toestemming sal ek hulle uithoor, Hertog de Blambeck. Laat dit gerus aan my oor. Ek sal sorg dat die teenmiddel die koning nooit bereik nie en sonder daardie teenmiddel sal hy beslis sterf. As jy liewe lieve de Bongo, seker maak jy doen wat jy sê, want as die koning leef, is jy 'n kind des doods. Kom ons gaan, ons met 'n plan daaraan om te keer dat ek sien die teenmiddel by die koning kry. Maar sal jy ophou met sirkels loop, Brackenjan? Jy laat my kop draai. Ja, nee man, jy lyk soos 'n aas voor wat 'n karkas bekruip. Aramis is reg, ja, Brackenjan. Jy sal Exilie nie gouer terugbring as jy op jou senuwees is. Ek weet. Maar ek kan nie help om my te bekommer nie. Ons moes Exilie nooit alleen laat gaan het nie. Dis 'n lang en baie gevaarlike pad. Ek stem saam met jou. Die skurke wat saamsweer teen die koning is gewetenloos en gevaarlik. As hulle in die paleis se kombuis kon inkom, sal hulle sommer maklik van Exilie die towenaar ontslae kan raak. Ek kan hierdie gewag nie langer verduur nie. Ek stel voor ons gehaal vir Exilie. Dis nie 'n slegte plan nie. Kom ons gaan. Ja, nee, is hoog tyd dat ons 'n bietjie ons bene rek. Ja. En nou, een vir almal en almal vir een. Dit is kyk net hier, dis mis ek gedink het. Iemand het die koning gif ingegee. Wat ek nou moet doen is om die regte teenmiddel daarvoor te kry. Laat ek nou sien. Lyk my, ek het dit sterk aangemaak. Ek het die regte teenmiddel gekry. Wag! Kry hom maar, wil jy dat hy weggaan nie? Die is aan die brand, nou word die wêreld te warm. Moenie daai towenaar laat wegkom nie. Ons moet onmiddellik hier geen pad voor julle laat. Brackenjan, dink jy Exilie sal regtig 'n teenmiddel kry vir die gif wat die koning ingekry het? Maar natuurlik sal hy. Hy het dan 'n middel gekry wat Roftie weer jonk gemaak het. Hy sal die koning ook gesond maak. Wel, ek dink Roftie was beter voor hy daai goeders gedrink het. Ek wens hy kry iets wat jou laat ophou twak praat om. Haai, kyk daar, ouens. Sien julle daai helder goed daarvoor? Ja, dit lyk soos 'n kampvuur, Brackenjan. Lyk vir my eerder na 'n groot brand. Waarvan praat julle? Ek sien niks nie. Dit is 'n brand, daarvan is ek seker. En Exilie se grot is mos in daai rigting. Kom, musketiers, ek vermoed ons vriend Exilie is in die moeilikheid en ons sal moet gou maak as ons hom wil help. Ja.
gesien nie, was dit? Dit was die musketiers. Ek het gedink dit gaan net nog 'n vervelige wagbeer wees, maar dit lyk my ek was verkeerd. Kyk hoe haastig is hulle. Ek wonder wat's aan die gang. Ek dink ons moet dadelik vir Wiedemeer laat weet. Ek weet nie wat aan die gang is nie, maar ek dink kardinaal Richelieu sal baie dankbaar wees as ons kan uitvind wat die musketiers nou in die mou voer. Kom, laat ons weg wees. Gou, kry julle pare en laat Spader versigtig net met die gevangene. Nee, wil ontsnap nie. Maak gou. Is ons allemaal nou hier? Maar ons ry. Nie so hastig nie, graaf de Bongo. Dis alweer daai verbrande musketiers. Ek is bly julle is hier. Dit gee my die kaas om sommer 2 vliee met 1 trap te kry. As ek jy is, sal ek nie vleis braai voor ek die bok geskiet het in jou onderduimse konkelaar. Ja, nou kom nie. Vanaand kom julle julle mosses tee. As ek dit mis het, is hier 3 keer meer van ons as van julle. Ja, vir die eerste keer in jou lewe praat jy die waarheid, maar ons is 3 keer meer werd as julle. Pas op, Brak en Jan, as hier 'n geveg uitbreek, kan hulle dalk vir Excelli doodmaak. Dis waar, Aramis. Maar ek dink nie ons het meer veel van 'n keuse nie. Sy majesteit is besig om dood te gaan. Ons kan nie langer wag nie. Elke oomblik wat ons mors bring die koning nader aan sy graf. Ja, hou nou op met julle gepraat en laat ons veg vir ons land en vir ons koning. Laat ons so 'n mond moet Moskou kry. Ek sal Exili red. Ek gaan saam met jou nou gaan ons hulle wys. Kom eens aan jou. Braga, Jan, ek vala. Trok jou naar jou ster. Aramis, my perd het weggehardloop. Ja! Hoe voel jy, Porthos? Is jy sleg geworden? Ag nee, wat kon nie jou oor my bekommer. Al wat saak maak is dat Brakanjan vir Exili die tovenaar red. Hierdie keer het ek die musketiers uitwillig. Hey, Braga, Jan, die graaf is bezig om weg te jaag met Exili. Wow! Hou vas, kom. Ons moet vir Bongo keer. Ja, ja. Halt! Jy sal nie wegkom nie, verraaier. Hardloper! Halt. Julle ry nie 'n tree verder nie. Wil jy meer as wie nie meer? Net met tyd op. Ek sou nooit kon raai dat ek ooit so blou sou wees om daai pampoenkop te sien nie. Dinge wou net begin hand uitdruk. Wie die meer sy tydsberekening was in die kop. Die sleg ding het ons seker weer geagtervolg en op ons gespioneer. Wat meneer julle ouens, is julle siek? Van wanneer af is julle bly om my te sien? Ons is mos nie eintlik maats nie. Of hoe? Wie die meer? Iemand het die koning gif gegee, hy is dodelik siek. Hierdie skobbejakke probeer keer dat ons die teenmiddel na hom toe vat. Wat 'n vreemde storie. Kan dit waar wees? Julle is nie weer besig om my vir die gek te hou nie, is julle? Hulle ry nie nou verder nie. En nou sal jy laat hulle wegkom, kan jy nie sien hulle jaag weg terwyl jy staan en klets nie. Dan praat julle tog die waarheid. Ek glo julle die keer, musketiers. Sit hulle agterna. Ek en my manne sal afreken met hierdie spalamsakke. Ons kan nie toelaat dat die koning doodgaan nie. Waar is ek nou? Jy is veilig. Waar is die teenmiddel? Die teenmiddel. In my agtersak natuurlik. Ja,
1, 2, 1, 2, 1, 2. Ek kan so van ek sien nie kan met my deur my spiere is kliphard gesaad leen. Musketiers, ek wil julle graag persoonlik bedank en ook namens die koningin. Julle het my lewe gered. Kom asseblief nader, my liewe Excelie. Jy is 'n towenaar uit die boonste rakke. Die teenmiddel het my onmiddellik beter laat voel. Ek was in 'n japtrap weer op die been. Maar ek wil jou graag 'n stukkie advies gee. Moet tog nooit probeer om 'n kok te word nie. Jou konkoksie smaak aklig. In die volgende episode gee die koning 'n spesiale opdrag aan die musketiers. Die bose Brambeck beraam 'n geheime plan om die musketiers se opdrag te laat misluk. En so beland ons maats in 'n opwindende nuwe avontuur.